Hey, mijn lieve hoorder, ons kyk 'n bietjie weer na die skrifte en ons kyk na hierdie geweldige goeie voorbeelde wat ons gehad het, soos ons dit hier sien in Hebreërs 12. Hebreërs 12 begin so in vers 1. Hy sê daarom dan dat terwyl ons so 'n groot wolk van getuienisse, dis nou al die heiliges wat voor ons geleef het, nadat ons hulle lewe in ag geneem het, skryf hy nou, daarom dan terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop wat voor ons lê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van ons geloof. Sien, as jy nie die skrifte ken en weet dat daar net een lewe is wat jou die ewigheid kan skenk, en dit is die lewe van Jesus Christus, dan begin hy by baie basiese idees om Christus aan te neem en hom jou lewe te maak. Maar wanneer dit kom by die volmaaktheid dat hy jou lewe is, dan is dit 'n geloofslewe. En die hele Nuwe Testament word 'n geloofslewe. Jy glo wat God vir jou gedoen het en nie wat jy vir God moet doen nie. Want God is die een wat die mens se hele wese kom verander het aan die kruis van Golgotha. Hy het geweet wie hom gaan aanneem, hy het geweet wie verlore is, en die wat hom aangeneem het, hulle versterk hy, hulle moet net volgens die geloof wandel. Galasiërs 3 vers 11, Romeine 1 vers 17 en Hebreërs 10 vers 38 sê almal die regverdige sal nou net, die Nuwe Testament, sal net deur die geloof lewe, nie 'n ander manier nie. Jy sal glo wat God vir jou gedoen het. En dit is so jammerlik dat daar so min bedien word oor dit wat God vir jou gedoen het en hoe dat hy jou kom herstel het aan die kruis van Golgotha. Hoe hy jou kom heilig, jou kom reinig en jou kom verlos het van alle sonde aan die kruis van Golgotha. 'n Heerlikheid wat elke mens kan aanvaar en dit dan ervaar in sy lewe deur die geloof. Geloof is die lewe van die Nuwe Testament, om in te kyk wat God vir die mens gedoen het. En nou wil ek weer dit duidelik stel. Matteus, Markus, Lukas en Johannes was 'n wettiese godsdienst, dit het niks met die Nuwe Testament te doen nie. Hebreërs 9 vers 15 sê, vers 15 en 16 sê net, die Nuwe Testament neem net in aanvang nadat die testamentmaker gesterf het. Dit is so belangrik. En dan sien ons die Nuwe Testament word net geldig nadat Christus vir ons aan die kruis gesterf en opgestaan het. Want dit is waar die reiniging, heiligmaking, alles plaasgevind het aan die kruis van Golgotha. Jy weet mos nou, ons het dit so baie al aangehaal. Die 30ste vers van 1 Korintiërs 1 sê, deur God is julle in Christus, Jesus, wat vir ons geword het, Jesus Christus aan die kruis, vir ons geword, ons wysheid uit God, ons geregtigheid, ons heiligmaking en ons verlossing. Hy het dit vir ons geword. Nie meer jou pogings nie, maar nou dit wat hierdie groot God jou mee kom bekragtig het. Maar dit is 'n geloofslewe, dit is dit wat jy in geloof moet aanvaar, sodat jy dit kan ervaar, dat dit vir jou 'n werklikheid kan wees, as deur jou vertroue daagliks met hierdie groot God, wat nou jou lewe geword het, wat in jou kom woon het, wat elke oomblik by jou betrokke is, wat so intiem by jou betrokke is, dat dit werklik sy lewe is. Efesiërs 4 vers 17 en 18 sê dat
vroeër jare in ons sondige lewens, was ons geskei van die lewe van God, deur die onkunde wat in ons was, in ons ou godsdienstige lewens, geskei van die lewe van God, deur die onkunde wat in ons was. Maar nou het die lewe van God gekom om ons lewe te word. Ons haal dit ook dikwels aan Galasiërs 2 vers 20, nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Dit is so belangrik, dat hierdie werklikheid vir ons absoluut 'n realiteit moet word, en dat ons so daarin wandel. En nou gaan die skrifte voort, dan sê hy nou van hierdie Ou Testamentiese gelowige, dat hulle het soos 'n wolk van getuienis vir ons geword, van hoe hulle op God vertrou het, en hoe God hulle elke keer deurgedra het. En dit is die lewe wat ons nou moet leef. Dis die betrokkenheid wat hierdie groot God by ons wil hê, dat ons al die tyd in 'n oorwinningslewe, in 'n blydskap sal lewe. Elke oomblik, maak nie saak goed of sleg, dat ons in die blydskap van die groot hemelse heerlikheid kan wandel, wat hierdie groot God aan ons geskenk het. Ons kyk net 'n bietjie na die uiteinde van die aartsvaders, wat hierdie groot ondervindings met God gehad het in die Ou Testament. Dan sê hy, hulle kon nooit hierdie lewe verkry wat ons het nie. Dit was nie vir hulle beskore, totdat die realiteit plaasgevind het nie. Luister net na Hebreërs 11 vers 38. Hy sê die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het in woestyne rondgedwaal, en op berge en spelonke, skeure in die grond. En alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie. Hierdie belofte van die Heilige Gees wat in jou sal wees, die God wat in jou sal kom woon, Jesus Christus wat jou lewe is, wat ten toon kom stel het, wat God in die vlees was, wat kom ten toon stel het, hoe lief God jou werklik het. So dit is so belangrik. Nou sê hy, hulle kon nie die belofte verkry nie. Hoekom nie? Omdat God iets beters oor ons beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie. Die doel van die kruis was om die mens te vervolmaak. Daar was nie 'n ander doel nie. Die doel van die kruis was om die mens te seën met alle seëninge in Christus aan die kruis van Golgotha, en die mens die volmaaktheid in Christus te skenk. Nie net die volmaaktheid te skenk as 'n persoon nie, maar dat hy sy eie lewe aan jou geskenk het, sodat jy eendag voor God kan staan met die lewe van Christus, die volmaaktheid wat hy vir jou gebring het. Dit is baie, baie belangrik. Dit is die sekerheid van saligheid. Dit is waarvan die skrifte soms praat, dat julle is uit God gebore, my kinders. Kan jy dink? Julle is uit God gebore. Daardie selfde realiteit. Uit God gebore om weer terug te gaan en erfgename te wees van hierdie groot en heerlike God. Dit is so belangrik, en dit is so belangrik om te weet en al die tyd in daardie realiteit te staan, dat ons absoluut in groot oortuiging moet leef elke dag. Maak nie saak wat die probleem of enige situasie mag wees nie. Luister net na Hebreërs 10 vers 22. Hy sê, laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerheid. Die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas in rein water. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. Hy wat jou die volheid, hy wat jou die volmaaktheid beloof het, hy is getrou. Hy gaan dit substansieer. En ek en jy het daardie groot voorreg
om hierdie groot heerlikhede te aanvaar. So 'n bietjie vorentoe in Hebreërs 10. Lees hy in vers 9. Hy sê, en hy daarna gesê, kyk ek kom, Christus wat nou sê, kyk ek kom na die kruis toe, ek kom om u wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg om die tweede in te stel. Deur hierdie wil, die wil van God, deur die wil van God. Dit wat aan die kruis gebeur het, was die wil van God. Is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus. Net eenmaal, dat jy aanvaar daardie eens en vir altyd verlossing, of jy het dit nie. Hy het net eens en vir altyd jou geheilig. Dit is so belangrik, dat ons kyk na die skrifte, dat hierdie groot heerlikhede vir ons 'n werklikheid word, en ons absoluut kan staan in die verborgene, dit wat vir jare, die ou garde, waarvan die skrif sê, jy kan nie nuwe wyn in ou leersakke gooi nie. Hulle sal skeer, hulle kan dit nie verstaan nie, want hulle glo nog aan die wettiese godsdiens. Dit wat hoewel hulle dit genade noem, glo hulle in die wettiese godsdiens, dat jy 'n betrokkenheid het, dat jou lewe geoordeel gaan word. Maar luister wat sê, en ek het dit al voorheen aangehaal, luister wat sê Psalm 25 vers 14. Hy sê die verborgenheid van die Here is vir die wat hom vrees, vir die wat werklik inkyk na hierdie heerlikheid van God, wat werklik die Nuwe Testament woord vir woord nagaan, om te sien vir wanneer hierdie dinge is wat hierdie Nuwe Testament beloof het. En nou sê hy, die verborgenheid van die Here is vir die wat hom vrees, en sy verbond, sy ewige verbond, om dit aan hulle bekend te maak. Jy sien, daar is soveel heerlikheid in die skrifte, dat as ons dit ontdek en sien, hoe hierdie groot God ons 'n sekerheid wou gee, van saligheid, hoe hy ons 'n sekerheid van redding en verlossing moet gee. Ons kon voorstel wat die effek sal wees, as ons eie lewe aflê, en hom, Jesus Christus, aanneem as ons lewe. Jy sien, hy het vir ons daardie voordeel kom voorhou, sodat as ons in die skrifte inkyk, en ons vra by onsself, is dit dan die moeite werd, om my lewe so af te lê, dat ek net Jesus Christus leef dag na dag, en glo dat hy is die begin en die volëinder van my geloof. Is dit die moeite werd, om te weet, dat hy sal my in 'n volmaaktheid en 'n heerlikheid voor God stel. Dit is uiters belangrik dat ons kyk na die werklikhede, en dat ons oor en oor, ons kan hierdie skrifte herhaal soveel kere, want hy het al sy heerlikheid voor die grondlegging van die aarde, het hy dit reeds bepaal, en dit het hy alles beskryf in die Nuwe Testament, sodat ons skriffie vir skriffie sal ontdek, sal ons een waarheid na die ander ontdek, om te sien hoe groot hierdie saligheid is, wat God vir ons kom bewerk het. En luister net, hoe skryf hy dit in Kolossense 1, vers 21 en 22. Hy sê ook, julle wat vroeër vervreemd was, en vyandig gesind, deur die bose werke, het hy nou versoen. Maak nie saak hoe boos die werke was nie, maak nie saak hoe ver jy weggedryf het nie. Hy het gekom om jou te versoen, sodat daardie lewe nooit weer teen jou sal reken nie. Waarom het hy dit gedoen? Luister na die 22ste vers. In die liggaam van sy vlees, dit is nou wat hy gedoen het aan die kruis, dit is daarom dat die kruisgebeure so 'n intense realiteit is waarop ons moet inkyk, dat jy besef en nooit meer by 'n nagmaaltafel gaan sit en ween
en jammer wees dat Christus so moes ly en moes sterf nie, maar dat jy bewus sal wees dat hy het in jou plek gelei en gesterf, dat dit jy was wat daar aan die kruis moes sterf, dat dit jy lewe is wat daar afgelê moet word. En daarom het hy dit namens jou gedoen, sodat daardie realiteit joune kan wees. 2 Korintiërs 5 vers 16 daarom skryf, omdat een vir almal gesterf het almal gesterf. Dit is realiteite wat God voor die grondlegging van die wêreld bepaal het, dat hy gaan vir die mens instaan aan die kruis, sodat elke mens weer in 'n nuwe realiteit voor hom sal staan. Luister weer na die 22ste vers. In die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. Dit is so groot, mense, om te dink dat God het nie vir een oomblik, was nie vir een oomblik bereid om die mens aan sy eie lot oor te laat nie. Maar hy het voorsien in elke situasie, nie net in 'n situasie van redding en verlossing nie, maar elke situasie van voorspoed. Nou, ons wil nie 'n voorspoed genade preek wat die redding oorskry nie, want die verlossing en die lewe wat God jou geskenk het, is baie, baie groter, maar dit sluit alle heerlikheid in van voorspoed en die res. So dit is so belangrik om in te kyk in die skrifte en na hierdie werklikhede te kyk, maar in steede van om jou eie lewe tot verantwoordelikheid te roep, het hy jou lewe uit die weg geruim en Christus geskenk as jou lewe. Dis so belangrik, mense, dat julle die Nuwe Testament sal ken en dat ons kan inkyk daarop. Luister net na 2 Timoteus 1 vers 9 en verder. Hy sê, hy wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping. Jy sien, voor die grondlegging van die wêreld het hy geweet hy roep jou vir een doel, dat hy sy heiligheid aan jou gaan skenk, met 'n heilige roeping. Hy gaan vir jou 'n heiligheid skenk, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade, wat ons van ewigheid af geskenk is in Christus Jesus. Kan jy dit duideliker kry? 'n Lewe wat hy jou geskenk het, 'n volheid wat hy jou geskenk het, nie dat jy enige oomblik weer teleurgesteld hoef te wees nie. Maar altyd maak nie saak, as jy dink aan die voorbeelde wat hy gebruik het, toe hy vir Paulus sê, Paulus, jy gaan vir my 'n uitverkore werktuig wees. Ek sal jou wys hoeveel jy vir my kan ly. Dit is so belangrik, mense, om te sien hoe dat Paulus nooit weer teruggedeins het na die natuurlike lewe nie. Absoluut die lewe van Christus laat hoogtyd vier het in sy lewe. Absoluut net op hierdie groot God vertrou het. Kan jy dink, hy en Silas stikkend geslaan, terwyl hy 'n roeping van God gekry het na Macedonië toe. Word hy stikkend geslaan in die tronk gegooi, en terwyl hy in die tronk sit, nie een oomblik verwyd teenoor God nie, maar absolute dankbare hart, dat hierdie groot God is met my, hierdie lyding wat ek het, hierdie vervolging wat teen my kom, kan nie vir ewig hou nie, maar die lewe wat ek het, dis 'n lewe wat vir ewig het, en daardie ewige lewe, wat hy waardeer het, dit sy blydskap geword. En dit is so belangrik, dat ons dit sien, in elke situasie, maak nie saak wat die situasie is nie. As jou lofprysing in jou situasie nie groter as jou situasie is nie, dan moet jy weet jy gaan verloor. Jy moet absoluut die Here loof en prys dat hy groter as jou situasie is, dat hy die antwoord is. En soos jy hom loof en prys,
vir die lewe wat hy jou geskenk het, en dat hy daardie lewe in stand sal hou, en dat hy daardie lewe deur jou sal lewe, sodat jy kan verdra, dat jy kan deur die moeilike omstandighede gaan, deur om te loof en te prys, en as daardie lofprysing van jou dan groter as jou omstandighede is, dan sien jy hoekom die antwoord onmiddellik, dit is so belangrik. Ons het so baie gemis, mense, in die verlede, dat ons in onkunde gewandel het, en nie geweet het van hierdie groot lewe wat God aan ons geskenk het nie, dat dit nie meer ons is wat lewe nie, maar dat Christus Jesus, die groot God van die hemel, dat hy ons lewe geword het. Daar so baie mense wat nie bewus was dat Christus was eintlik God nie. Luister net daarna in 1 Timoteus 3 vers 16. Hy sê onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. Nou ons weet dat God het sy verborgenhede aan ons kom bekend maak. Hy sê hierdie verborgenheid is nou baie groot. God is geopenbaar in die vlees. Kan jy dink die groot werklikheid? God openbaar in die vlees. Met ander woorde, Christus wat God was, word nou jou lewe, en hy gaan vir jou wees. Daarom sê die skrif ook, groter is hy wat nou in ons woon, as hy wat in die wêreld. Daar is nie 'n situasie wat groter as ons God kan wees nie. En hierdie God is absoluut elke oomblik vir ons en nooit teen ons nie. Prys sy groot naam. Amen.